Goeiemôre. Jy luister na die 14de oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is: Wat is jou storie? Ek het gister die punt gemaak dat ons lewensverhaal nie heeltemal 'n getroue weergawe is van al die moontlikhede wat opgesluit is in God se groot kreatiewe skepping nie. Nie myne nie, ook nie joune nie. Miskien sal iemand dink ek is parmantig. Ek bedoel, ek ken baie van julle wat na hierdie oordeenking luister, of net rakelings, of in baie gevalle glad nie. Ons het nog nooit ontmoet nie. So hoe kan ek dit sê? Ek sê dit, want dit is die menslike kondisie. Die bedoeling is nie om enigiemand te beledig nie, maar bewus te maak van 'n absolute waarheid. God se skepingsplan en skepingsdoel is altyd groter as wat ons klein breintjie kan snap. As jy dink aan die groot verlossingsplan van God van die begin van tyd tot aan die einde van tyd. Ons verstaan genoeg daarvan omdat God dit aan ons openbaar het. Maar die volheid daarvan, dit kan ons nie naaste by begryp nie. Wat waar is in die groot konteks van die hele bestaan van die heelal, is ook waar in hierdie greepie van tyd waar ek die voorreg het om 'n paar maal om die son te reis. Kom ek stel dit so. Sal enige iemand so verwaand wees om te sê, ek ken die gedagtes van God soos my eie? Genade, ons ken nie eers ons eie gedagtes behoorlik nie. Dus, dit is met nederige ontvanklikheid en openheid van hart dat ons bid. Here, stuur u lig en u waarheid om ons storie in 'n nuwe lig te sien. Daar is dus 'n teologiese rede vir ons onvolledige, gebrekkige, skewe of selfs valse storie of dele van ons storie. Nie omdat God skeef of vals geskep het nie, maar omdat ons God se storie altyd net fragmentaries lees en ons plek daarin. Verder is daar ook 'n antropologiese rede. Ons is maar net mens. Ek sê dit nie verskonend nie. Ek sê dit beskrywend. Ons is gebroke mense, gekortwiek deur die feit van ons menslike beperktheid, wat betref ons kennis, ons insig, ons wysheid en verstand. Enige historikus wat sy sout werd is, sal vir jou kan uitwys dat van die dwaaste besluite wat ooit geneem is op aarde, geneem is deur die slimste mense ooit. Die beste wat die mens kan oplewer, is dikwels in die lig van God se groot wysheid, verskriklike dwaasheid. Dink maar aan jou eie lewe heen. Hoeveel besonder intelligente mense jy al in jou lewe ontmoet het, wat jou miskien op een terrein van die lewe erg geïnspireer het. Maar as jy alles in ag neem, hulle hele lewe, dan is dit nie noodwendig inspirerend nie. Byvoorbeeld, iemand is briljant in besigheid, maar wat verhoudings betref, val hulle lewe uitmekaar. Daar is vele variasies hierop. Ek dink nou sommer aan die Epstein-files wat nou bekend gemaak word. Die slagordes is opgestel. Dit blyk dat van die mees intelligente, bekwaamste, beroemdste, rykste, mees geleerde en invloedrykste mense op aarde nie die basiese vermoë gehad het om hulle instink in toom te kan hou nie. So absoluut hoog op in geleerdheid of bekwaamheid en tog so laag in moraliteit. Hoe lyk so 'n storielyn? Wat tegelyk so briljant en tog so tragies en skandelik lees. Nog 'n rede. Ons is dikwels goed met die sinne of selfs paragrawe van ons lewe, maar sleg met die hoofstukke, bedoelende,
Ons het soms die manier om op kort termyn heel suksesvol te wees en oorwinnings te behaal, maar op die lang duur 'n onsamehangende storie te skryf. Dit lyk op kort termyn of ons 'n roman skryf. Die troudag is so pragtig en die huwelik is verruklik vir die eerste paar paragrawe. Maar dan verander die romanse gou in 'n tragedie. Ons kry 'n nuwe werk, verlig dat ons weggekom het van die ou plek waar ons so ongelukkig was. En kort voor lank sit ons met dieselfde ongelukkige verloop daarvan. Ons begin 'n nuwe verhouding, tevrede dat ons weg is uit die ou ongelukkige een. Maar nie te lank nie, begin die storie weer dieselfde lees. Ons bereik die doelwitte waarvoor ons so lank gestreef het, wat ons vermoed het. As ons net daar kom, as ons dit bereik, sal ons uiteindelik gelukkig wees en vrede ervaar. Jy het so hard probeer om ander sinne en paragrawe te skryf, maar aan die einde van die hoofstuk lees jou storie byna dieselfde as die vorige een, of presies soos die vorige een. Korttermyn suksesse in ons storielyn waarborg nie langtermyn geluk of sin of vrede nie. En dan is daar die kere in ons lewe dat ons storie regskryf. Maar hier kom 'n ander karakter in ons storie ingebars en krap alles deurmekaar. Soms 'n vreemdeling, soms 'n kennis en soms 'n vertroueling. Soms net 'n gebeurtenis, 'n tragiese oomblik in tyd. Soos die beeld van die swart swaan wat ingevlieg kom. Jy het dit nie voorsien nie, nie verwag nie, nie verdien nie. En nou is jou storielyn heel in sy kanon in. Dis nie jou skuld nie. Maar dit verander jou storie. Miskien begin jy daarna jou storie al gaande anders vertel. Ek het dit nie verdien nie. Die wêreld is onregverdig. Hoekom ek? Hoekom met my? Ek kan nie weer vertrou nie. Ek kan nie die wêreld vertrou nie. Ek kan God nie weer vertrou nie. Ja, soms is daar 'n swart swaan. Maar soms is dit ons wat onverskillig geskryf het aan die hoofstukke van ons lewens. Aan sinne wat paragrawe en wat hoofstukke word. Ons maak 'n klein foutjie en dink, ag, dis nie so belangrik nie. Maar daardie paragraaf of daardie sin word 'n paragraaf en die paragraaf word 'n hoofstuk en die hoofstuk word die boek van jou lewe. Miskien is jy nou daar, dalk is dit waar jy vandaan kom. Vir die mense wat jou liefhet, is dit moeilik om jou sinne en paragrawe so te lees. Drama, kinkels, skokke, wendings, skandes, dalk 'n komedie. Maar ten diepste 'n tragedie. Hoekom? Hoekom wil jy aanhou om so te skryf as dit jy is vanmôre? Met alles wat ek gesê het, is die een fout wat ons dikwels maak, selfs onbewuslik maak, is om te dink ons storie is klaar geskryf. Dis vas, vooruit beslis. Ek kan nie help nie, ek moet aanhou om so te skryf. Sin vir sin, paragraaf vir paragraaf, hoofstuk vir hoofstuk, en dit word my lewe. Dat daar nie 'n ander pad moontlik is nie. Die boek het so begin, en nou moet dit so eindig. Sê wie? Vertrou jy dat God eers in die skryf van ons sinne, paragrawe en hoofstukke die almagtige God is van lewe en dood? Vertrou jy nie dat die Here wat die gang van die geskiedenis verander het, ook jou lewe kan herskryf nie? Jou storie is mos nie klaar nie. So waar jy vanmôre na hierdie oordeenking luister, wat's jou storie? Nou vra ek jou om dapper te wees en jou huiswerk te doen. Gaan haal 'n pen en papier en voltooi die sin. Skryf dit uit, 3 woordjies. Doetjie, 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 doetjie. Die lewe is.
Doetjie, 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 doetjie. Skryf daardie sinnetjie, die lewe is, 10 of 20 keer onder dit ook nog neer. En dan begin jy een vir een, net daai kort sin voltooi. Neem jou tyd, stop die oordenking, en skryf, en skryf en skryf, totdat jy alles neergeskryf het wat by jou opkom. Moenie te gou opgee nie. Jy sal absoluut verstom wees, hoeveel spontane gedagtes by jou opkom daaroor. Ek wil amper sê, moenie te hard daaroor dink nie. Laat die woorde eenvoudig uit jou gedagtes en jou hart en jou emosies vloei. Moenie dink aan wat jy moet skryf, behoort te skryf of wil skryf nie. Skryf wat uit jou gedagtes en jou hart en emosies spontaan vloei. Deur die ink, deur die pen, tot op die papier. Die lewe is. Môreoggend gesels ons verder hieroor. Bly by my Heer, U wat nie verander nie. Al is niks anders in hierdie lewe konstant nie. Die jare gaan verby, spoed verby. En lentetyd word herfs. Skadu's word al langer. Help ons om elke uur, elke dag oorwinnend te lewe. Of ons jonk is vandaag, of in die haastigheid van ons middeljare is, of by die skadu's van oud word. Verlos ons in die naam van Jesus Christus, oorwinnaar, oor sonde, oor dwalings en die dood. Verlosser van al die verslawings in hierdie lewe, selfs die verslawende vrees vir die laaste vyand. Help ons, Here, om ons lewe te sien in U lig, in die lig van U groot verhaal. Help ons om ons lewens te verstaan as deel van die mooiste storie wat ooit vertel is. En help ons om uit te sien na die ewige lente. Here, stuur U lig en U waarheid vandag om oor ons storie te skyn. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.